Ons is ons laaste boodskap van Romeine. Laaste boodskap. Erika, julle moet opvang, hoor. Daar's omtrent so 35 boodskappe oor Romeine en dis amazing om by die einde daarvan te kom. Ek wil gou vir julle vra dat as julle kan, ek het gedink ons wil miskien op Kers sangdiens bietjie getuienis tyd gee, maar ek het gewonder terwyl ek hierdie week gedink het daaraan dat wil julle nie vir my 'n guns doen nie? Hierdie week korter as 30 sekondes. Vang jouself op, as jy nie dink jy wil jouself wys nie, dan kan jy sommer net 'n voice note gee van 30 sekondes en minder oor waar in Romeine het die Here met jou gepraat. Is dit reg so? Waar in Romeine? Ek wil graag hê ek waardeer die terugvoering oor die prediking, maar hierdie gaan nie oor die prediking nie. Dit gaan spesifiek oor waar in Romeine het die Here vir jou iets gewys of iets verander in jou lewe. Ons sal dit graag wil weet. En dan gaan ons 'n videoetjie daarvan maak en ons gaan dit op ons kanaal sit by YouTube. So is julle in 30 sekondes. Nie langer as 30 sekondes. Jy soek nie 'n preek nie. Letterlik net 30 sekondes waarin jy vertel waarmee die Here en wat se gedeelte die Here met jou besig was in Romeine en wat kan jy onthou? As jy enigiets kan onthou, wat terrible sal wees as jy niks kan onthou nie. Ons hoop jy kan iets onthou. So dis Romeine, net so 30 sekondes. Dan stuur julle sommer vir Elsje. Ek dink die kontaknommer is hier agterop die kantoor 071, daai 071 nommer. Alright. Ons is in Romeine 16. Ons is in Romeine 16. Paulus se laaste woorde in Romeine en hy bedank 'n klomp mense en hy groet 'n klomp mense en ons gaan nie so seer daaraan aandag gee nie, alhoewel jy omtrent 'n hele preek kan hou net daaroor. Gaan ons dit skiep en ons gaan praat oor sy laaste opdrag van vers 17. Kan ek gou vir jou vra, het jy ooit gedink wat sê jy graag jou laaste woorde wou wees? Wat sê jy graag wou hê, mense moet, die laaste woorde, jy het een boodskap om te bring, dis die laaste ding wat jy gaan sê oor vir jou kinders, of miskien jou kleinkinders, wat sal dit wees? Seënbede. Is interessant, as jy daaraan dink, as hulle universiteit toe gaan, Pieter, Leinie, baie welkom, baie lief vir julle, as hulle universiteit toe gaan, is daar 'n paar goeders wat jy wil vir hulle sê, toe my kinders 18 word, toe sê ek vir hulle hoef nooit weer my permissie vir enigiets te vra nie, hulle kan altyd my opinie vra, maar hulle hoef nie meer my permissie te vra nie. Maar dan, as jy dit sê, dan raak jy so bang, wat gaan hulle nou doen, verstaan jy? Hulle gaan nie na jou luister nie. So wat is die laaste woorde wat jy vir hulle wil sê, voor hulle weggaan, voor hulle universiteit toe gaan, voor hulle miskien jou laaste tyd wat jy voor jy hemel toe gaan, voor jy na Jesus toe teruggaan, na die Vader toe teruggaan. Wat is dit wat jy wil sê? En Paulus skryf hierdie brief en hy het hierdie laaste woorde wat hy spreek aan hierdie gemeente. En kom ons lees wat dit is. Romeine 16 vers 17. Romeine 16 vers 17. Ek druk dit op julle harte, op die hart broers. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange en met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. My medewerker Timoteus stuur vir julle groete en so ook Lucius, Jason en Sosipater, my volksgenote. Ek, Tertius, wat die brief neergeskryf het, stuur as 'n medegelowige ook my groete. Gaius, my gasheer en ook gasheer van die hele gemeente hier, stuur ook groete. En dan ook nog groete van Erastus, die stadstesourier, en van broer Quartus. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus, wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenisse. Eeue lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar aan die hand van die geskrifte van die profete, en in opdrag van die ewige God, is dit aan alle nasies bekend gemaak, sodat hulle in God kan glo, en aan hom gehoorsaam kan wees. Aan hom, die enigste, alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus, tot in ewigheid. Amen.
Jene, wat 'n paar laaste woorde. Wat 'n paar laaste woorde. Ek wil hierdie laaste woorde in 3 verskillende opdelings gee. En gewoonlik as jy met jou kinders praat en hulle gaan universiteit toe, dan dink ek jy praat oor gewoonlik vermaan jy hulle eers, nee Henk. Jy wil vir hulle sê waarvan hulle moet wegbly. Alright, julle gaan nou julle eie ding doen. Ek weet, Billa, jy gaan nou uit die huis uit, verstaan jy? Wat is die eerste ding wat jy doen, Zelda? Jy vermaan hulle. Bly weg van sekere ouens af. Enigiemand wat hulle kinders vermaan, julle gaan hoërskool toe. Bly weg van daai ouens af, asseblief. Alright, dis die eerste ding. Die ander ding wat jy wil doen is, terwyl hulle uitgaan, is jy wil hulle aanmoedig. Jy wil vir hulle sê, alright, ek weet, julle kan dit doen. Go for it, verstaan jy? Ek dink ek het julle groot gemaak tot hier toe, en julle kan dit doen, julle het alles wat julle nodig het, en al die goedjies, en dan die laaste een is 'n bemoediging om te sê, weet wat, ek is net 'n foonoproep weg. Is dit nie so nie? So daar's vermaaning, daar's aanmoediging, en daar's bemoediging. So kom ons kyk na die 3. Wat is die vermaaning? Die vermaaning wat Paulus sê, ja, maak toe, jene, nou reën dit lekker. Ja, maak maar dalk toe. Kom ons kyk gou na die vermaaning. Die vermaaning wat Paulus sê is, ek druk dit op julle harte. Hy probeer dit erns met hulle maak. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie. Die Griek sê daar, hulle dien net hulle eie maag. So waar gaan hierdie mense? Hy sê daar sekere mense wat die evangelie verkondig, of wat sê hulle verkondig die evangelie, maar hulle doen nie evangelie verkondig nie. Eintlik waaroor hulle net bekommerd is oor hulle eie beursie. Dit was al in daai tyd so. Hulle eie maag, hulle verkondig eintlik hulle eie maag. Hulle verkondig die evangelie met die ingesteldheid en wat hulle kan kry daarvan, en nie soseer dat hulle mense wil sien wat vir Christus volg nie, maar dit wat hulle kan uitkry daaruit. Bly weg van sulke mense af. Hulle is besig om verdeeldheid te bring. Hulle bly weg van die dinge en met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Die vraag wat jy moet vra elke keer as jy dink oor mense en jy luister na hulle, en dis dieselfde vraag wat jy elke keer moet vra as ek preek hier vandag, en elke keer, want ek is nie immuun daarteen, dat ek dalk dit kan sê wat Fred Lou wil sê, en nie dit wat die woord wil sê nie. So julle is hier, vir my mooi hierdie week, praat ek met 'n vrou, en sy sê vir my, weet jy wat, ek bestudeer jou preke. En toe het sy nogal 'n paar vrae vir my wat sy wil vir my vra. Dis wat julle taak is. Julle wil hoor wat die Here vir julle sê, julle wil dit implementeer, maar julle wil ook sê, is dit wat die Here sê? So dis die eerste ding. Kies na wie jy luister. Die vraag wat jy vra, is Christus die sentrum van hierdie prediking? Is Jesus die sentrum van iemand se prediking? Paulus waarsku in Handelinge as hy wegtrek van mense, 'n gemeente, dan sê hy vir hulle, onthou net, as ek hier wegtrek, gaan 'n klomp wolwe kom, en hulle gaan die hele gemeente verskeer, en so julle moet oppas daarvoor, julle moet kyk na wie julle luister, moenie na almal luister nie, kyk of Christus die sentrum is van die prediking. Die tweede vraag wat jy moet vra as jy wil luister na mense, is die finale woorde, is Jesus genoeg of is daar 'n plus? Is Jesus genoeg of is daar altyd 'n plus aan? Dis interessant, baie keer dink ek as jy luister, preek jy Jesus of preek jy Jesus wat iets vir jou kan doen? Dis min of meer dit. Preek is Christus alleen die ultimate? Is hy genoeg of hy nou my laat lei of nie laat lei nie, is hy nog steeds genoeg? Of is Christus die een wat soos Vader Kersfees sekere goeders vir jou gaan uitdeel? So luister na wie jy luister. Is Christus genoeg? Of is daar 'n plus? Is daar 'n plus by hom? Kyk na die vrug, nie na die gawe toe nie. Dis interessant. Hy sê, sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange. En met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Paulus gebruik die woorde wat sê, hulle is orators. Hierdie mense kan praat. En interessant genoeg, ons is baie keer impressed met hoe iemand iets sê as wat hulle sê. Is dit nie so nie?
Jong, daai predikant kan, daai pastoor, daai ou kan preek, jong. Ja, jy moet hoor hoe preek hy. Jene, as hy iets sê, dan luister almal, verstaan jy? Dis om die gawe bo die inhoud te plaas. Dis om die gawe bo die vrug te plaas. Die gawe is altyd onderdanig aan die vrug van 'n persoon. Dis hoekom Paulus sê, kyk na die vrug van iemand. Johannes die Doper, Jesus het altyd gesê, waarna kyk jy met die valse profete? Na wat kyk jy? Na hulle gawe. Na die vrug. Kyk na die vrug. Kyk nou hoe lyk die vrug, want as die vrug sleg is die boom sleg. En hy sê, hulle is meer besorgd oor hulle eie maag, hulle eie voorspoed, as wat hulle is oor dit. Kyk, is daar meer fokus op die beursie as op die evangelie? So dis sy vermaning vir Rome. Moenie net almal glo wat dis die moeilike ding van die kerk ook. As iemand die naam van Jesus gebruik, dan dink ons nou luister, verstaan jy? Ek meen, hy preek mooi en hy preek oor Jesus. Verstaan jy? Maar wat sê hy oor Jesus? Wat sê hy oor die woord? Die tweede deel van hierdie laaste woorde is aanmoediging. En dan sê hy die volgende, is eintlik so mooi as hy praat met hulle. Hy moedig hulle aan deur te sê, wie wat almal het gehoor van julle gehoorsaamheid in die evangelie. Ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. Die eerste ding wat hy sê, almal het al gehoor van julle geloof. Tot die mense in Rome het gehoor van julle geloof en mense buitekant Rome het gehoor van julle geloof. En ek wil dit sê vir Kruispad. Dit is vir my wonderlik. Ek kan sien wat die Here gedoen het in ons lewens die afgelope jaar. En die getuienisse wat hier uitgekom het en die gehoorsaamheid om die woord nie net te hoor nie, maar om dit te doen. Want help het, ons sit hier elke dag, maar ons hoor die woord, maar ons doen nie iets daaraan nie. En dis vir my die wonderlikste om te dink aan Kruispad, as mense wat genuine, as hulle klaar geluister het, regtig dit wil implementeer in hulle lewens. Dis wat Paulus hulle mee bemoedig. En ek wil vanoggend vir julle bemoedig, as kerk van die Here Jesus, om te sê, ek sien iets, ek sê vanoggend, Christian en ek sit hier buite nou, gesels oor die Johannes wat volgende jaar kom. Ek sê van wie wat maak my opgewonde? Ek ervaar dat mense genuine die woord wil gehoorsaam. Dat Kruispad die woord wil gehoorsaam. Doen wat die skrif sê. Nie die skrif wil manipuleer om te sê wat ons wil hê dit moet sê nie. En dis die moeilike deel. As ek moet spieg, dis baie keer moeilik want jy preek en jy dink vir jouself, "Jo, hierdie preek gaan nie goed afgaan nie. Ek weet hierdie is 'n moeilike preek, Elita." Verstaan jy? Maar ek glo dat dit is wat die Here wil hê ons moet doen. En daai gesindheid om nie net die woord te hoor nie, maar dit te doen, sê Paulus, is wonderlik van hierdie gemeente. En dan sê hy die volgende almal weer daarvan. Nou kom ek gou vir julle vra. Dis nie so seer ons wat mekaar op die skouer klop hier en sê, "Well done, Pierre, ek sien dit in jou lewe nie." Maar kan dit wonderlik wees? Anton het met die nuwe intrekkers ook die volgende gesê. Hy het gesê, ons is 'n gemeente binne 'n gemeenskap. Ons is 'n gemeente binnekant 'n gemeenskap. En party van ons kom 'n bietjie verder, Marius, julle kom van Brits af, al die pad hiernatoe, verstaan jy? I mean, dis amazing, maar is nog steeds 'n gemeente binne 'n gemeenskap. Ons sien onsself nie as 'n groepie wat hier een kan sit nie. Ons sien onsself as in die gemeenskap. En hier's die vraag wat ons as Kruispad vir mekaar moet vra, en hier is 'n bemoediging. Wat sê die gemeenskap waarin ons leef oor Kruispad wat in hierdie gemeenskap leef? Wat sê die gemeenskap waarin ons leef, wat miskien nie die Here ken nie, oor Kruispad wat in die gemeenskap is? Wat is die getuienis wat uit die gemeenskap uitkom? En hier is die interessante ding, al stem hulle baie keer nie saam met ons nie. Al dink hulle by self, hulle het hulle koppe verloor. Hierdie mense dien die Here, maar weet jy wat, maak nie saak of hulle verskil van ons in terme van sekere goed is nie, maar is die getuienis van hierdie gemeenskap waarin ons leef, is dat hierdie mense regtig ernstig is oor hulle verhouding met die Here Jesus. Is dit wat hulle leef Sondag dieselfde as wat hulle leef Maandag tot Saterdag, en is dit die getuienis wat hulle uitstraal, of dit nou by die golfbaan is, of by die rolbalklub is, of waar dit ook al is, waar jy operate daar by die skole, of wat ook al, wat sê die gemeenskap oor die gemeente? En Paulus sê, hulle getuig van julle. Interessant, 1 Petrus 2 vers 12, sê dit gou vir my op die
Hy sê, gedra julle altyd goed onder die heidenes, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. En so Paulus sê, mense praat oor julle gehoorsaamheid en eendag gaan die gemeenskap waarin ons leef nie die verskoning kan hê, ons het nie gehoor nie, want julle was tussen mense wat dit geleef en gepraat het. En hulle gaan God eer bring oor die gemeenskap van Kruispad. En dan sê die volgende, en hier is vir my so mooi, julle moet nou mooi luister, jy moet nie nou afdwaal nie. Die volgende is baie mooi. Hy sê, wees wys in die goeie. Wees wys in die goeie. En weet wat, as jy wys is in die goeie, jy's baie slim in die goeie, né? Jy weet presies wat is die regte ding om te doen op die regte tyd. Dis wysheid. Wysheid is om in elke omstandighede vir die Here te vra, Here, in hierdie omstandighede, wat bring U die meeste eer? Het jy dit al vir die Here gevra? Here, ek is nie seker oor, moet ek links of regs nie? Moet ek hierdie ding doen of moet ek hierdie ding doen? Het jy al ooit vir jouself gevra, in hierdie besluit wat ek gemaak het, Samuel, Here, mag U die eer kry, wat gaan U die meeste eer gee in hierdie besluit wat ek nou gaan neem? Dis wysheid. Dis Bybelse wysheid. Bybelse wysheid is 'n vraag oor wat is die goeie, en die goeie is wat bring die Here die meeste eer. En dis die vraag wat Paulus sê, ek bemoedig julle hiermee. Ek wil hê julle moet wys wees in die goeie. Julle moet uitfigure wat God wil hê in elke situasie. Julle moet 'n fyn aanvoeling wees. Nou wysheid is direk gekoppel aan die kennis van die woord. As daar nie kennis is, kan daar nie wysheid wees nie. As 'n gemeente nie groei in Christus, in die woord in nie, dis hoekom dit so belangrik is, dis hoekom ek en Christian passievol is, om die woord te bring, om boeke te bring, om 'n boek deur te werk deur 'n jaar, sodat julle in die woord julle kennis kan vind. Natuurlik is die volgende belangrik, kennis kan sonder wysheid wees. Kan ons daarmee saamstem? Jy kan slim wees in die woord, maar geen wysheid hê nie. Enigiemand? Nou, ek ken 'n klomp ouens wat baie weet van die Bybel, maar geen wysheid het nie, want hulle het geen begeerte om te doen wat die woord sê nie. So ons wil nie mense hê wat puffed up is nie, soos Korintiërs sê nie. Hierdie vol kennis, jy weet, hulle is later dan so dik van die kennis, verstaan jy? Maar daar's geen uitwerking in hulle lewe nie. Maar hierdie volgende is net so waar. Kennis kan sonder wysheid wees, maar wysheid kan nooit sonder kennis wees nie. Wysheid, Bjorn, kan nooit sonder kennis wees nie. As jy wil weet wat God van jou vra en hoe hy wil hê jy moet leef, dan is dit dat ons in kennis moet groei oor wie God is en dan moet ons die woord ernstig opneem. Hy sê die volgende ook. Hy sê, ek bid dat julle ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks weet van die slegte nie. Wees skadeloos in terme van die van die kwaad. Die woord hier in die Grieks beteken om onverdin of naïef te wees oor die kwaad. Interessant genoeg. Is jy expert oor wat sleg is? Of wat kwaad is? Wie is die expert? Ek onthou toe ons teologie geswat het die manne gesê, luister, ons moet nou 'n bietjie klaps gaan bywoon, jy weet, daar in die Kaap. As ons net weet waaroor ons preek. Teen ons preek, jy weet. Ons vind net uit teen wat ons preek. Jy weet, so ons moet dan die kwaad uitfigure, verstaan jy? Ons moet dan weet, jy weet, dit is regtig so sleg soos almal sê. En so is ons lewens baie keer. Ons weet presies wat almal verkeerd doen. Ons ken die kwaad meer as die goeie. Ons luister na die YouTube channels wat almal vir jou vertel. Is interessant, ons leef in 'n tyd waar ons gebombardeer word deur die kwaad. Is dit nie so nie? Ons weet wat almal verkeerd gedoen het. Ons love daai goeters. Ons is experts oor die kwaad. Is dit nie so nie? Dit is interessant, iemand het eendag vir my gesê, ook op universiteit, toe daar het sulke flieks uitgekom en al die studente het ook gaan kyk na hierdie flieks. Dit was wel interessant en toe sê iemand vir my, jy weet Fred, ons moet hom nie naïef wees oor hierdie goeters nie. Nee, die Bybel sê nee, jy kan maar naïef wees oor die kwaad. Jy hoef nie in die vullisblik te sit om te weet dit stink nie. Jy hoef nie te grou in die vullis
om te weet dis vullis nie. Dis nie nodig om 'n deskundige te wees oor die kwaad nie. Jy hoef nie op die vullishoop te leef om te weet dis vullis nie. Interessant genoeg, my broer en my suster, as jy meer tyd spandeer om uit te figure wat die kwaad is in ons wêreld, as wat jy wil tyd spandeer om te weet wat die goeie is wat jy doen, is die balans verkeerd. As jy beter is om sonde te weet wat sonde is in terme van wat ander ouens verkeerd doen en minder weet van wat die goeie is wat jy wel moet doen, dan is die balans verkeerd. Want hier is die ding, ons is almal prou deur iets uit te wys. Jy weet Johan, ek weet daai ding wat jy doen is verkeerd, hoor. Jy moet dit nie weer doen nie. Verstaan jy, Hansie, daai ding wat jy gedoen het, dit is verkeerd. Ons kan letterlik almal uitwys. Ons kan letterlik ons regering uitwys. Ons kan mense om ons uitwys, want ons weet presies wat hulle verkeerd doen. Jy kan jou vrou se swakpunte vir my vir nou sê. Wie is 'n vrou in sy vrou se swakhede? Gert, moenie. Wie is 'n vrou in sy haar man se swakpunte? Ja, jy weet presies wat hulle fout doen. Paulus sê nee, kom ek sê dit vir julle. Julle moet deskundiges wees op die goeie. Julle moet professioneel wees in die goeie en naïef wees oor die kwaad. Wees naïef daaroor. Moet dit nie probeer uitfigure nie, moenie probeer uitfigure wat ander mense sleg doen nie. Verstaan, jy moenie skinder oor die slegte nie. Paulus sê in Efesiërs, hy sê, dis eers sleg om te weet wat ander mense in die donker doen. Dis tot sleg om te weet wat ander mense, moenie eers dink aan wat ander mense in die donker kamers doen nie. Jy hoef dit nie weet nie. En dan die laaste ding wat hy sê, is hy bemoedig hulle. Hy bemoedig hulle. En ek wil hierdie gedeelte lees vir julle, want dit is so mooi. Dis die laaste, hulle noem dit die doxology in Engels, dis die seënbede. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig het. God is die een wat julle gaan laat vasstaan deur hierdie evangelie. Hoe amazing is dit nie? As jy nou een ding wil opsom in Romeine, die hele Romeine, wie is aan die werk in ons en deur ons en met ons? Wie is die een wat nie net ons verlossing is nie, maar ons heiligmaking is en ons verheerliking is? Wie gaan dit doen? Sê Paulus. Wie gaan ons laat staande bly? Fred? Oh, please not. God gaan ons staande hou. God gaan ons staande hou. Dit is 'n amazing ding om te dink daaraan, dat dit nie is in die mens wat ons staande hou nie. Jy kan nie jouself eers laat staande hou nie. God sal jou staande hou. As jy sy kind is, en jy het jou lewe vir hom gegee, sodat Romeine 10 vers 9 dit verklaar. As jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die doodheid gewek het, sal jy gered word. En wie sal hy redding van jou vashou? Nou moet jy antwoord. Hier is 'n antwoord nou. Hierdie was nie retories nie, ek wil hê jy moet antwoord. Wie gaan jou vashou die res van jou lewe? Christus. Hy sê jou nie laat val nie. Dis mooi, hierdie Judas, in Judas kry jy dieselfde seënbede. Hy sê, aan hom wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus, ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ga voor die vorige ene. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Hoe gaan jy voor die Here bly staan? Wie het al gestruikel hierso? Nee, jy moet nie lieg nie, want dan struikel jy net hier, verstaan jy? Ons almal het al gestruikel, maar hier is die wonderlike ding. Wie gaan julle bewaar? Spreuke 24 vers 16 sê die volgende.
Al val die regverdige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloses word deur rampe vernietig. Hoe amazing is dit? Al val die regverdige hoeveel keer? Wie van julle het al geval hoeveel keer? Ons almal. Jy struikel, jy val, jy dink by jouself, o Here, dis alweer vred. Wie is die regverdige, sê Romeine? Die wat in geloof aanvaar dat Jesus hulle Here is. Dis regverdig gemaak. Ons dra sy regverdiging en al val ons hoeveel keer, hy sal ons elke keer optel. Dis die bemoediging. Dit is natuurlik so, en ek moet dit inbring, want jy weet, as jy nou jou laaste woorde het, en jy moet nou vir mense iets sê, dan wil jy vir hulle die volgende sê. Onthou net, as jy in die verkeerde rigting loop en jy val, dan val jy verkeerd. As jy besluit, en jy ry hier by die N4 af, julle ken die N4, nee, julle ry soontoe. Jy gaan die vakansie hou en jy gaan Kaap toe. Wie gaan hierdie vakansie Kaap toe? Vir vakansie, of George toe, of Hartenbos toe, Pretoria by die see. Verstaan jy ry af N4 toe. En jy besluit, alright, ek wil Kaap toe ry, maar iewers hier by die N4 gaan jy onder deur die brug. En jy maak daai draai daaronder, en jy gaan Polokwane toe. Gaan jy by die Kaap uitkom? Never. Hier is die bottom line. As jy Christus volg, as jy sê, Here, ek wil U volg met my hele hart, en jy loop agter hom aan, al struikel jy struikel in die regte rigting, en jy gaan agter Christus aan. Want jou hele hartsbegeerte is om in gehoorsaamheid met hom te leef, en hy sal jou beskerm. Psalm 37 vers 23 sê die volgende: Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is, en hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Hoe wonderlik is dit nie. Efesiërs 5 vers 25 praat Paulus oor die mans en vrouens, en julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk, en hy sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en met woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Dis hoe die Here julle eendag voor hom gaan bring. Heilig en onberispelik. Wie sien uit na daai dag? Dit gaan amazing wees. Hy doen dit deur die skrif en hy doen dit deur die Gees. Bemoedig hy ons, en deur die evangelie hou hy ons standvastig. Hierdie is 'n interessante woord, hierdie laaste seënwense. Wie julle eindig hierdie storie vir die gemeente in Rome? Wel, hy eindig nie daar nie, maar wie julle dat na 6 jaar van wat hierdie woorde geskryf is, breek daar een van die grootste vervolgings van die kerk in Rome uit deur Nero. Hy maak in 'n jaar vir Petrus en vir Paulus dood. Paulus word sy kop afgekap en Petrus word onder sy bo gekruisig. Die kerk se kinders word met fakkels in Nero se tuine opgehang en aan die brand gesteek. En hierdie woorde weer klink nog steeds. Hy sal julle vashou en julle staande hou totdat hy julle kom haal. En dit beteken nie, my broer en suster, dat jy nie deur hel gaan op stadiums in jou lewe nie. Dit beteken nie dat jy nie baie keer die moeilikste tye gaan beleef nie. Dit beteken nie dat hy jou gaan spaar van vervolging nie. Maar elke keer as jy val, gaan hy jou optel. Hy gaan jou nie laat lê in die modder nie. Hy sal jou vashou, want dis die God wat hy is. Dis die Vader wat hy is. Maar hy sal jou deur hierdie goeders vat, en hy sal jou nie om hierdie goeders baie keer vat nie, maar deur dit vat, sodat hy die meeste eer kan kry. Want na dit gebeur het in Rome, brand daar 'n vuur so helder, dat dit die kerk aan die brand gesteek het na hierdie vervolging. En 300 jaar daarna, kom Konstantin tot bekering en die hele ryk verander.
Oeh, jene. Nee, laat hulle maar kom, laat hulle maar kom. Oh, I love kruispad. So hier is my slotsom. Julle is net betyds om die slotsom te hoor. Right. Die slotsom is die volgende. Moenie aan 'n persoon vashou nie. Want God hou jou vas. Moenie aan Fred vashou nie. Ons hou nie aan Paulus vas nie. Ons hou nie aan Petrus vas nie. Ons hou aan die God vas wat ons nie gaan laat struikel en laat val en daar laat lê nie. Hy sal ons optel. Sodat ons eendag voor hom sal staan rein en heilig en onberispelik. Hy is die enigste ware God. Paulus sluit af met hierdie woorde en ek wil dit verklaar. As jy gewonder het of dit waar is, dan hoor my woorde vandag. Hy sê die volgende: aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in alle ewigheid. Aan hom, die enigste alwyse God. Hy is die enigste God. My broers en susters, ons moet nie hieroor doubt nie. Hy is die enigste God wat homself openbaar het in Christus Jesus. Daar is nie 'n ander God nie. Daar is nie 'n ander God nie. Hy is die enigste God. Die een wat hom openbaar het in Christus Jesus. En hy sal julle vashou. Amen. Here Jesus, baie dankie vir vandag. Dankie vir hierdie laaste woorde. Dankie dat ons in 'n see bemoedig kan word en vermaan kan word. Vader, ons wil nie luister na almal nie. Daar's baie mense wat sê hulle sê Here, Here, maar U gaan eendag vir hulle sê U ken hulle nie, omdat hulle dit gedoen het ter wille van hulle eie wins. Vader, ons staan en ons wil hoor wat U woord sê. Ons wil nie hoor wat 'n persoon sê nie, ons wil hoor wat U woord sê. En daarom, Vader, dis vir my so wonderlik om deel te wees van Kruispad. As ek hierdie kinders sien instap hier, dan is hulle deel daarvan. En Vader, ek dankie dat ons gehoorsaamheid geken sal word, nie net in hierdie groep nie, maar in 'n gemeenskap, Vader. Help dat ons so gehoorsaam sal leef aan U, dat alhoewel hulle miskien kwaad praat, of miskien die wêreld nie verstaan waarom ons besig is nie, mag dat wanneer U terugkom, hulle sal moet erken dat hulle gehoor en gesien het, omdat daar 'n gemeente soos Kruispad in hulle midde was. Vader, dankie in hierdie oomblikke dat U ons vashou. Ons struikel, ons val baie keer, maar dankie dat U ons elke keer optel. Dankie dat U die geknakte riet nie sal breek nie. Ons loof en prys U daarvoor. Help ons, soos dit Paulus sê, om in liefde met mekaar saam te leef. Dankie Here dat ons aan mekaar niks verskuldig is nie, behalwe om mekaar lief te hê. Help ons as Kruispad om mekaar lief te hê, en Vader, mag ons U lief hê bo alles. In Jesus naam. Amen.